Ja, Here, ons staan vanoggend voor U met 'n klein begrip van wie U is. Maar hoe kan ons nog stil bly as ons eers U lig gesien het, Here? Here, ons bid dat U ons in hierdie tyd sal bemoedig, dat die Gees ons sal lei om ook dit wat ons van U weet en van U sien in hierdie wêreld te leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. So ons het mekaar nou omtrent so 2 weke laas gesien. Wie van julle het die laaste 2 weke aanstoot geneem? Dankie, okay. As jy nie aanstoot geneem het nie, dan het jy duidelik na my preke geluister, maar ek het nogal 'n paar keer aanstoot geneem die laaste 2 weke. En dan moet julle weet, dis soos toe ek op skool was, het ek vir 'n onderwyser 'n rotang gevat wat by ons huis gelê het. Julle weet wat 'n rotang is? Wie het ooit 'n rotang gevoel van die manne? Nee. Kan ek vir julle vra, weet julle wie was die eerste een wat daai rotang gevoel het wat hy vir die onderwyser gevat het? So die eerste fout is, moenie vir iemand 'n rotang gee wat jy weet jou kan slaan nie. En dit is so half asof hierdie boodskap my so amper soos daai rotang, hierdie reeks met die hele tyd so raps. Want elke keer as ek aanstoot neem, en ek moet nou nie aanstoot neem, want ek moet nou vir die mense kom sê, julle moet nie aanstoot neem, maar as jy eerlik is nie, is nogal 'n redelike battle. Dis nogal 'n redelike battle om aanstoot te neem, en ek het vanoggend met Martin gesels, en hy het net vir my weer so gesê, wat ek sê, van wees, ek sukkel hiermee, dis soos, ek neem aanstoot in die goed, maar ek probeer om nie aanstoot te neem, te sê, maar daar is 'n verskil om aanstoot te neem, soos ek in die begin gesê het, om nie op te tree met aanstoot nie, maar om te identifiseer wat nie reg en wat nie lekker is nie. So ek probeer om nie aanstoot te neem nie, maar wat ek ten minste die meeste reg kry is om nie met aanstoot op te tree nie. En ek dink dit is dalk die een ding wat ek in die vorige 3 weke moes bygesê het. Ek dink ons gaan aanstoot neem, maar ek dink die groot geheim is in, tree jy met aanstoot op? Het julle agtergekom, het julle opgemerk, die wêreld is kwaad. Julle het agtergekom, mense brand plekke af, mense betoog, almal skree op almal, en hierdie wêreld is net kwaad. Mense is kwaad vir regeringsleiers. As jy kyk oral, almal kla oor politiek. Dit voel vir my of ons in ons land amper vir 'n slag bietjie minder klaar as wat die ander lande kla, want ek geniet nogal daai breek. Werkers is kwaad vir hulle werkgewers. Ek glo werkgewers is kwaad vir hulle werkers. Steven, is jy partykeer kwaad vir hulle? Constantly. Ek hou van die eerlikheid, constantly. En dan is daar ouers van tieners. Hulle is altyd kwaad. Nee, Steven. As jy tieners sê, dink ek, maak hulle jou kwaad, en as jy 'n ouer is, maak jy jou tieners teen kwaad. Wat sê jy, Hunter? Sê my saam. Okay. Ek sal met jou pa praat, hoor. So mense is kwaad. Ek vind myself so baie, waar ek net agterkom, as ons praat, is daar kwaad in ons stemme. En dis frustrasie, dis partykeer aanstoot neem, maar ek wil gou vir jou statistieke gee. Jy kan dit gaan fact-check my, dis 'n paar jaar terug, dis ek is 2-3 jaar terug se stats wat ek gekry het, wat nogal verstommend is. Wie van julle het al gevlieg? Okay. Wie van julle was al in 'n vliegtuig wat 'n noodlanding moes gemaak het? Okay, daar's ene. Wie van julle was al in 'n vliegtuigongeluk gewees? Okay, gelukkig nie. Okay. So, hierdie is Amerikaanse statistieke, ek weet nie van die Suid-Afrikaanse vergelyk, maar hulle sê in 'n jaar is daar gemiddeld 143 insidente met vliegtye. Boeing se venster val uit, Phyllis pap, hulle moet 'n noodlanding maak, 143 incidents, iets wat gebeur met die vliegtuig.
Maar hulle sê gemiddeld in 'n jaar is daar 3715 insidente met onstuimige passasiers. Vliegtuig is okay, jy moet nie worry oor die vliegtuig nie. Jy moet worry oor die mense wat saam met jou in die vliegtuig sit. Dis nogal 'n scary stat en wat nou nogal weer is vandat ons sosiale media het, sien jy nogal gereeld hierdie mense wat so uitfreek op die vliegtuie. So as jy net na daai statistiek kyk wat nogal 'n groot verskil is, 143 teen 1715, dis 'n groot verskil. Dan kan hy nogal agterkom, daar's redelik bitterheid in die mensdom. Daar's 'n bitterheid in mensdom en 'n mens kan amper sê dat dit soos 'n nuwe pandemie. Daai hele daai woordjie. Jy dalk in ons lewens begin mense bietjie 'n lockdown in hulle harte kry wat bitter is. So ons tema vanoggend is wanneer bitterheid oorneem. Nou, toe ek op 'n stadium aan die tema gedink het, waar ek hom genoem het wanneer jy die bitterpil drink. Maar toe sê ek, want as jy 'n pil neem, gaan hy reg deur jou lyf. Maar kom ons hou dit by wanneer bitterheid oorneem. Volgens tydskrif Psychology Today sê hulle dat alle bitterheid begin met seer. Alle bitterheid begin met seer. So dalk vir 'n oombliekie, wees 'n bietjie eerlik met jouself en dink, waar is die bitterheid wat jy dalk in jou lewe gehad het? Dalk het. Nou kyk jy of dit dalk is as gevolg van 'n stuk seer wat met jou gebeur het. Emosionele pyn kom dikwels uit 'n persepsie uit van iemand het iets of doelbewus teenoor jou gedoen, nagekom, en dis waarvan hierdie persepsie van emosionele persyn partykeer. Ja, partykeer doen mense iets teenoor jou, nê, wat seer maak. En dit kan oorskakel in bitterheid, woede, wrok, so 'n algemene reaksie op onreg. Hy ou doen iets by die werk, ek gaan hom terugkry. Niemand van ons het nog dit gesê nie, nê. Iemand iets doen teen ons en ons sê, okay, ons altyd daai manier hoe jy ons gaan hulle kry. So dis belangrik dat hierdie goed aangespreek word. Baie keer word hierdie woede wat jy teenoor iemand koester, partykeer 'n regverdige woede vir jouself. Ek is geregtig op dit. Dit is iets wat ons seker in die wêreld vandag van mense wat voel ek is geregtig nie. Ek is geregtig daarop, so ek kan kwaad daaroor wees en ek gaan aggressief daaroor wees en dan raak jy bitter. Want dan kyk jy na almal met dieselfde oë. Jy kyk na mans met dieselfde oë. Jy kyk na vrouens met dieselfde oë. Want die bitterheid neem oor. Hebreërs 12 vers 14 tot 15 sê die volgende: Streef na vrede met almal en na die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. So waarna moet jy streef? Na die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ek sê altyd, julle het al dalk gesien, mense sê, die Here moet eendag vir jou sê, good and faithful servant. My benadering tot dit is, ek wil net eendag hê die Here moet vir my sê, jy het probeer. Want ek is nie seker of ek dit gaan regkry. Nee, ek gaan probeer. En ek hoop dis goed genoeg vir die Here. Vers 15 gaan aan en sê, sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word nie. Bitterheid. Bitterheid is 'n onsigbare vernietiger. Jy dink partykeer jy's nie bitter nie, maar eers kom dit uit, want jy sien jou lewe val uitmekaar uit. En die skrywer van Hebreërs verduidelik ons hierdie idee van bitterheid in die vorm van 'n wortel. Dink 'n bietjie aan die wortelstelsels van 'n boom. As die wortelstelsels siek is, dan gaan die boom ook seker siek wees. Want hy gaan nie genoeg goed uit die grond kan kry wat hom gaan help om 'n goeie boom te wees nie. Net soos dit onder die ondervlak lyk, net so lyk dit op die oppervlak. Vrotboom met vrotwortels gaan bo en onder dieselfde lyk, en net so gaan dit met 'n mens se siel. As amper daai sê ding waar die hart van vol is,
Loop die mond van oor. Dit loop nie net die mond oor nie, maar dit loop ook oor in ons optrede, ons gedagtes. En as ek en jy dit nie aanspreek nie, dan groei die goed al hoe dieper. En nou kan jy sê, ja, maar dis okay, dis beïnvloed het my, weet jy, dit beroof jou van die lewe wat God vir jou bedoel het. Baie keer, as 'n mens met mense gesels wat deur goed in hulle lewe gaan, dan kom hy agter, daar's hierdie dingetjie van bitterheid in hulle lewe waaraan hulle vashou. Baie keer kom jy agter dat dit die ding is waaraan hulle so vashou, want dit is wie ek is. Ek is 'n moeilike mens. Ek is hardkoppig. Iemand het dit aan my gedoen, so elke liewe vrou is so. En dan kom jy agter dit beroof hulle van wie God bedoel het, hulle moet wees en kan wees. Jy mag dalk 'n seer, 'n teleurstelling of 'n belediging ervaar het, en jy het dit dalk nie eers beleef met die feit dat jy besef het hierdie ding skiet wortel nie. Hierdie bitterheid is een van hierdie goedjies wat soos in die nag insluip. Iemand doen iets aan jou en jy kom nie agter nie, want jy is dalk nie, doen nie genoeg introspeksie in jou lewe nie, hou nie genoeg stilte tyd nie, maar dit is belangrik dat ou kyk om hierdie goed nie te laat vrugvat nie. So onsigbare wortels wat siek is, lewer onsigbare vrugte. Ek is nie 'n boer nie, ek is nie 'n tuinier nie, maar ek kan net dink dat 'n appelboom wat ongesonde wortels het, nie mooi Granny Smiths gaan dra nie. Ek praat van rooi appels, want hulle is lekker, Granny Smiths. Wortels moet goed wees, sodat die regte goed by die vrug kan uitkom, sodat die vrug goed kan wees. In Hebreërs 12 vers 15 beklemtoon daai vir ons. En ons moet seker maak dat geen bitter wortels in ons lewe opskiet nie. Dit veroorsaak net moeilikheid, dit maak ons onrein. Wie van julle hou van tuin maak? OK. As jy deur die tuin gaan, as jy in die tuin werk, wat is jou hooffokus gewoonlik? Onkruid. Jy gaan nie in en gaan pluk die blomme uit nie, nê? O, hier's onkruid, kom ons haal die blomme uit nie, nê? Jy gaan in en jy gaan kyk, dit sal net weet wees nie, Anet. Jy gaan in en jy gaan soek die onkruid. Want hoekom? Jy wil die blomme kan sien of jou plante kan sien. So baie keer kom daai onkruid as jy vir 'n tyd weggaan en jy sê by jou tuin nie, dan kom die onkruid dalk 'n bietjie oor die blomme en dan moet jy eers mooi gaan skoonmaak. Dalk het jy al bitterheid so in jou lewe toegelaat dat jy dit nooit ontslaa raak van nie, dat dit nie mooi in jou lewe steel. Ons kultuur, ons dierbare kultuur, vier, celebrate baie keer bitterheid. Bitterheid word gevier as jy opstaan vir jou regte en jy sê vir mense hoe sleg hulle is of so en so, dan vier ons dit. Jy sal gereeld sien hoe mense sê, hierdie ouens beklei nou vir hierdie en hulle is champions vir dit. Maar wat gebeur is, hierdie viering van woede word later so 'n ding in ons lewe dat dit alles oorheers. Dat jy nie meer met vreugde kan leef nie. Dink 'n bietjie aan daai ou grumpy ooms, onthou jy daai oomies jy kind was. Jy geweet het jy moenie jou bal oor daai oom se muur skop nie. Want dit gaan moeilik wees as bitter oom gewees. Ou toe net gedink is bitter, maar ek wonder partykeer daai oom nou, wat was dalk die rede van sy seer, sy bitterheid gewees. Jeff Bezos, weet julle wie dit is? Ek dink is die ou van Amazon, as ek dit reg het, nê? Baie geld. Weet jy waaroor hy kan bitter wees nie. Maar hy sê, mense verloor hulle vriendelikheidsgeen agter 'n sleutelbord. Keyboard. Mense verloor hulle vriendelikheidsgeen agter 'n keyboard. Het julle dit al gesien, computer warriors? Die plek met die mees ongesonde gesprekke is Facebook, is Twitter, is Instagram. En hy sê, as ons agter die keyboard inklim, verloor ons vriendelikheid. En dis nogal vreemd. En ek wil vir jouself uitdaag en sê, as jy weer, nou julle is meer nog die Facebook generasie wat nou nog hier sit, maar as jy dalk op Instagram of Twitter is of TikTok, en jy wil daai comment plaas wat vol bitterheid is,
Wil ek jou uitdaag om 'n bietjie te dink, wat bestaan in jou hart? Bestaan daar heiligheid of bitterheid? Die ding is, as ons bitterheid laat oorvloei, nooi ons ander mense in ons bitterheid in. Dit gebeur dat jy bitterheid as gevolg van jou bitterheid in ander mense se lewe ingooi. Dit raak ons struikelblok. Dit raak later 'n struikelblok vir jou en jou geloof. Dit raak 'n struikelblok dat jy nie vrede kan hê nie. En dit raak ook 'n struikelblok vir die ander. Een bitter persoon kan alles verander. Is jy al ooit in 'n vriendekring gewees wat nie meer 'n vriendekring is nie, omdat daar 'n bitter persoon in daai groep was? Was jy al ooit in 'n klein groep by 'n kerk gewees en die klein groep het uitmekaar geval oor een persoon wat met bitterheid in sy hart gesit het? Jy dalk in jou familie iemand gehad wat bitter was, wat veroorsaak het dat die familie uitmekaar geval het. Bitterheid kan 'n huwelik vernietig. Bitterheid is 'n bitter moeilike ding. Jy het gehoor wat ek gedoen het. OK, dankie. Nou, as jy ouers is, nou, ek is nie 'n ouer nie, maar ek het vir 21 jaar met tieners gewerk en met kinders, dan sal jy agterkom in die begin van ouerskap is uitputting jou moeilikste ding. Kinders slaap nie, hulle sny tande, hulle gooi tantrums, hulle wil vandag net vir pappa en môre net vir mamma hê en dis net uitputtend. Sê weer? Ek kom maar by. En dan beweeg 'n mens na tieners toe. En op die punt wat jy kom om jou verstand te verloor. Want jou tiener maak jou mal. En ouers, jy maak jou tieners ook mal. Wat gebeur is, jy word een oggend wakker en ewe skielik is jou tiener eintlik 'n groot mens en hulle is amper besig om jou lewe oor te neem. So ouer wees is moeilik, want dit beweeg van moegheid baie keer na bitterheid toe, want jou kind wil net nie na jou luister nie. Kan nou van hoe Hunter hulle na mekaar kyk, is moenie bitter wees teenoor mekaar julle, luister mooi verder, nê? So, hoe kan ons die wortel van bitterheid doodmaak? Want dit is okay om te weet dat dit nie 'n goeie ding is nie, maar die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet ondersoek instel na die oorsake van ons bitterheid en dit ontbloot. Ek maak nie tuin nie, maar ouens wat weet van tuin maak, gaan nie net gewoonlik na Maika toe en sê ek soek gif wat alles doodmaak nie. Hulle gaan gewoonlik en hulle soek gif vir 'n baie spesifieke ding. Edna het so in hulle wat na hulle huis toe gaan, het daar blommetjies begin opkom so tussen julle. Ek weet nie help of ek reg onthou. En jy het gesê jy het op 'n stadium goed gebruik om goed dood te maak, het jy besluit om nie meer daai strook skoon te maak nie, want die blommetjies is so mooi. So partykeer moet jy die mooi laat groei en net ontslaa raak van die wat lelik is. So ek dink daar seker gif wat sekere goed target, maar as ek gif soek, dan wil ek alles doodmaak, maar dit is nie nodig nie. So stel ondersoek, ontdek die bitterheid en identifiseer dit. Efesiërs 5 vers 11 sê, ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak. So moenie deel wees en deel bly van goed wat bitterheid veroorsaak nie. As rugby jou bitter maak, kyk minder rugby. Hoekom sê ek dit? Vra 'n bietjie my skoonma nê, en ek gaan nie nou met my grap maak nie. Ek was bietjie rugby mal op 'n stadium gewees. Ek my skoonpa ook vra. Ek het elke liewe game gekyk. En elke liewe naweek was ek te kwaad in. En dit het my bitter gemaak. Want daai hele week is ek kwaad vir die Stormers wat die Bulle gewen het. Nie gister nie. Maar ek loop met dit. Jy weet julle, dit het bitterheid in my veroorsaak. Eers ek ophou om kwaad te raak oor rugby, toe besef ek, Jesus, dis nogal lekker. Nou die dag by die Springbokke se game, sê ek, is so lekker om nie meer so opgewerk te raak nie. So soek dit uit, ontdek dit, identifiseer dit, daai goed wat jou kronies verlam. Kry dit in die lig en raak ontslae van dit. Die ding is, jy kan nie genees word wat jy nie bereid is om te erken nie.
Dis baie belangrik. Jy kan nie gesond word as jy nie bereid is om te erken X, Y en Z. Nou ek het nie gaan sê rugby maak my bitter nie. Ek het omdat ek begin minder kyk, het net agtergekom maar ek raak nie meer so opgewerk daaroor nie. Maar wat is daai goed wat jou bitter maak? Gaan identifiseer dit, gaan soek dit, gaan werk effektief daaraan om dit uit te ken en begin daaroor bid. Begin bid en sê, Here, hoekom sit ek met hierdie bitter in my? Dalk gaan die ontdekking wat jy van die Here kry jou verras, maar dalk moet jy ook nie net bid nie, maar jy moet dalk 'n afspraak met my maak, 'n afspraak met Edna maak. Sê, hoor, hier is iets wat ek nie meer kan uitgesorteer kry in my lewe nie, kan ek met jou gesels? Weet jy, die wonderlike ding is gewoonlik nie ek of Edna of 'n beraader wat die bitterheid vir jou in daai oomblikke uitwys nie. Dis die Heilige Gees van God. Want God se begeerte vir ons is om nie in bitterheid te leef nie. So as ons met 'n vrymoedigheid kom en 'n oopheid kom en sê, Here, wys my. Die Here gaan vir jou kom wys. Maar partykeer is die bitterheid al so dik op jou gepak dat iemand jou net moet help om deur dit te kom. Ontdekkings gaan jy dalk verras. Nou teen wie of wat is jy bitter? Ons lewe in 'n onderste bo koninkryk. Okay? Onderste bo wêreld, as dit dalk vir jou meer sin maak. Wie van julle die opening van die Olimpiese kyk? Wie van julle het bitterheid beleef en aanstoot geneem met dit? Ek het dit gelukkig nie live gekyk nie. Maar ek was oorweldig gewees deur dit wat ek gesien het, die wêreld se reaksie op dit was. Ons lewe in 'n onderste bo wêreld. As jy dink Christene word nie meer vervolg nie, wil ek vir jou sê, word wakker. Weet jy hoekom word ons vervolg? Want die duisternis wil nie hê dat die lig hier wees nie. En ek het nogal gedink, na dit neem ek nou aanstoot daaroor, of hoe dink ek oor hierdie hele storie, want ek is omgekrap daaroor. Ek is 'n bietjie kwaad daaroor. Want hulle dit wat vir my heilig is, wat vir my mooi is, het hulle gevat en 'n bespotting daarvan gemaak. En toe praat ek gister met my gaming vriende oor dit. Dis het my opvallend dat die meeste van hulle is ongelowiges. Sê vir my, "Jesus ou, wat gaan aan met hierdie wêreld?" Mense begin dit sien. En die vraag is, hoe praat ons dan oor dit? Praat ons met aanstoot oor dit? Want ek sê vanoggend aan Morten, ek is hier, hulle is om die Olympics nou te kykie. Ek wens eintlik die Christen atlete wil sê, ons gaan nie meer deelneem nie aan nie. Maar toe sê hy, die ouens werk 4 jaar aan en dalk moet hulle op 'n ander manier 'n standpunt inneem. En dalk moet ek 'n ander standpunt inneem en nie bitter wees daaroor dat hierdie ding my bitter maak teenoor die mense nie, maar dat ek nog steeds ongelukkig is en voel dis nie reg nie, maar dat ek nog steeds met liefde optree en praat oor dit. En ek kan ongelukkig nie die ou se naam onthou nie. As julle die video se link wil hê, WhatsApp my. Maar ek het gisteraand 'n video gekyk van 'n ouetjie wat op YouTube kommentaar lewer daaroor en ek het so agtergekom die ou praat met geen bitterheid oor dit. Hy wys die slegheid. Maar dan sê jy, weet julle wat moet ons doen as Christene? Ons moet vir hierdie mense bid want hulle het Jesus so nodig. Dis bietjie 'n ander fokus. So dalk moet ek nie kwaad raak of aanstoot neem en bitter begin raak oor die wêreld nie, maar ons het begin bid vir daai mense. Die mense wat net die lig ken nie, die mense wat so desperaat nodig het. Jesus het gekom en hy het vir ons kom modelleer en hy het vir ons kom wys wat God se woord is en wat God ons leer oor hoe om te leef. En as Jesus gekom het en wat hy gedoen het, het hy amper altyd die teenoorgestelde gedoen van wat die menslike natuur is. Die menslike natuur is om op social media op te gaan en jou woede en jou ongelukkigheid oor goed te gaan uitspreek. Ek dink Jesus sou nie 'n Facebook page gehad het nie. Hy sou nie 'n Facebook profiel gehad het dalk nie. Dalk as hy sy gehad het, sou dit dalk iets heeltemal anders gewees het.
So wat word ons geleer van Jesus? Jesus leer ons grootheid kom deur om te dien. Jesus het nie gekom om te kom sê nie. Hy het gekom om te kom dien en te kom wys. Jesus het gesê, as iemand jou slaan, draai die ander wang. Stupid. JP, sou jy in die kruit slaan, dan gaan jy die ander wang draai. No ways. Want as ek nou uitstap by Kiro en ek stap deur Checkers en iemand loop verby my en hulle klap my, rumble in the aisles. Dit gaan moeilikheid hê. Maar Jesus sê vir ons, as iemand jou by die wang klap, draai die ander wang. Om bitterheid dood te maak, moet jy lief hê. Dit beteken jy moet jou naaste lief hê. En wie is jou naaste? Elke skeping, persoon, elkeen wat deur God geskep is jou naaste. Jy moet hulle lief hê. En dan sê 'n ander ding wat ons moet doen is, ons moet mense wat teen ons goed gedoen het, wat bitterheid veroorsaak het, ons moet hulle skuld kanselleer. Ons moet leer om mense te vergewe. Dit is moeilik. Maar vergifnis gaan nie altyd oor dit voel okay nie. Partykeer moet jy net sê, ek kies om te vergewe. Die gevoel gaan dalk 'n bietjie later kom. Maar daai eerste stap van ek glo altyd, dis myne, kies om te vergewe, al voel jy nie lus om te vergewe nie. Mans en vrouens, vir julle het ek 'n tip. Mense vra altyd vir my en Andri, beklei ons ooit. Nou, ek wil nou nie wind die klinkie nie, maar ek dink in ons, hoe lank is ons hierdie jaar getroud? 18 jaar. 19, okay. 19, naby genoeg. Ek wou gesê 20, want ek voel soos 'n ewigheid. 19. So mense vra altyd beklei ons, veral my gamer ouens, nee, want ek hoor hoe praat daai gamer ouens met hulle vrouens en dan hoor hulle, ek sal vir sê, kan ek asseblief koffie kry, dankie lief, en so, pastoor is speaking nicely again, Right, do you ever find, dan sê ek, weet jy, in ons 21 jaar wat ons al saam is, wiskunde, het ons seker 3 keer beklei. Is ek reg? Ons verskil, as dit so baie, goeie vrou, geen bitterheid nie, 3 keer beklei, nou ek praat van beklei wat ek die garage deur agter my toegeslaan het, dat die handvatsel nou nog los is, jare terug, dis beklei, ek praat nie van verskil nie, ons beklei nie, weet julle iets wat ons nogal baie gehelp het, Om Cassie Carstens het een keer toe ek by Bergsig nog 'n personeel wat gesê is, begin om elke aand saam met jou vrou te bid. En weet jy gaan stream nou live op YouTube en so, want as jy demoerend is vir jou vrou, en jy weet jy moet die aand saam met haar bid, dan hanteer jy dit bietjie anders. En ja, ek het gevloek in die kerk, maar dis waar. As jy kwaad raak vir jou vrou, of jy kwaad raak vir jou man, en jy weet vanaand moet ek saam met hulle bid, dan verander dit jou wortels. Dit verander hoe jy dink oor die lewe. Dit hoef nie 'n uur gebed te wees nie, net daai saam met God kom en vir hom sê dankie vir die dag en wees met ons môre. So kanselleer mekaar se skuld, ons kom terug. So dis moontlik. Dis sommer net so 'n klein tip. Matteus 18 vers 32 tot 35 vertel vir ons die verhaal van die dienskneg wat die meester van hom met sy skuld afgeskryf en hy skryf toe nie sy mededienskneg se skuld af. Ons lees gou daar Matteus 18 vers 32. Daarom ontbied sy Here hom en sê vir hom: jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesweek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek en jou begenadig het nie? En sy Here het kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee totdat hy al die skuld sou terugbetaal. So sal my hemelse Vader ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Weet jy hoekom kan ons vergewe? Want ons is vergewe. Iemand het een keer in Engels sê, forgiven much, forgive much. Jesus het net een keer tafels omgegooi. Al die ander kere in die res van sy bediening was hy 'n instrument van vrede, was hy 'n instrument van liefde, was hy genesing,
was hy iemand wat vergewe het. Van die laaste goed wat Jesus aan die kruis gesê het is, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy hoef nie eers te weet hoekom iemand iets gedoen het teenoor jou of aan iemand, sodat jy nodig het om te vergewe nie. Baie keer sal mense sê, ek wil net weet hoekom hulle dit gedoen het en dan sal ek hulle vergewe. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Vergewe gaan oor jy vergewe want jy is vergewe. So gee die aanspraak op jou skuld weg, gee dit op. Lê die bitterheid neer. Kies om te vergewe, kies om dit nie teen ander mense te hou nie. Want as jy aan die goed vashou, dan gaan dit begin bitterheid veroorsaak. As jy 'n bak vrugte op jou tafel het en jy kry een vrotvrug daar tussenin, los jy dit daar tot jy die ander klaar geëet het? Nee, jy haal die vrotvrug uit dat hy nie die ander vrot maak nie. Die moeilikste ene is seën jou oortreders. Lukas 6 vers 27-28 sê, en dit gee vir ons die opdrag om ons vyande lief te hê. Lukas 6 vers 27 vers 28, maar vir julle wat na my luister, Jesus se woorde, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Nie, julle kan julle vyande lief hê nie. Julle moet, is 'n sterk woord. Doen goed aan diegene wat julle haat. Seën die mense wat julle vervloek. Bid vir diegene wat julle sleg behandel. Die Griekse woordjie vir seën is eulogia, en dit kom uit die Grieks wat beteken om goed te praat van. Praat goed van die mense wat sleg van jou praat. Praat goed van die mense wat jou vervolg. Een rede waarom ons sukkel met bitterheid is, omdat ons ook baie keer sondes vergelyk. Of die sonde nou 1 millimeter is en of dit 30 centimeter is 'n sonde. 15 centimeter liniaal is 'n liniaal nie. 'n 30 centimeter liniaal is 'n liniaal. Al verskil is die lengte, maar is al twee liniale. Efesiërs 4 vers 31 tot 32 som dit pragtig op. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskree en gelaster saam met elke vorm van kwaad. Laat vaar alle bitterheid. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing terwyl julle mekaar vergewe, antwoord op wat ons moet doen, soos God in Christus julle ook vergewe het. Kom ons maak klaar. Gou prakties. 3 praktiese goed wat jy kan doen. As jy iemand is wat hou van steps, dan is hierdie dalk vir jou. Eerste een is, erken en identifiseer die oorsake van jou bitterheid. Om bitterheid te oorkom, is dit noodsaaklik dat jy die wortel gaan soek. Dit identifiseer en dit erken. En dan aan dit werk. Net soos tuinwerk, as jy nou in die tuin kyk, en jy sien ons onkruid, daai stuk is onkruid, daai se blom, dan trek jy die onkruid uit. Identifiseer dit, raak ontslaaf van die bitterheid. So die eerste een is, identifiseer die oorsake van bitterheid. Die tweede een is, vergewe en kanselleer skuld. Dit is dalk 'n moeilike een. Jy gaan dalk 'n bietjie by die Here moet gaan sit en hom vra om jou te help om dalk mense in jou lewe te vergewe. Kanselleer hulle skuld. Vergifnis is 'n kragtige instrument om bitterheid in jou lewe te genees. As jy maar net gaan kyk, hoeveel mense vertel stories van dit het met hulle gebeur, toe het hulle lewe uitmekaar geval, toe het hulle die goed vergewe wat met hulle gebeur het en hulle lewe verander het. Dit is 'n kragtige instrument. En die derde een is, seën en bid vir jou oortreders. Mense wat jou bitter maak, bid vir hulle. Bid vir hulle en sê, Here, seën hulle. Moeilike ene. Ek kan aan 'n paar mense dink aan wie ek nou moet vanaand vir gaan bid en sê, seën hulle. Here, seën hulle. Môre gaan dit dalk beter gaan. Maar net wat ek vroeër gesê het, nee. Vergifnis begin by 'n keuse. Worship begin by 'n keuse. Jy voel nie altyd lus om te worship nie, maar jy begin nie bo en as dit afsak, lig jou hande op en net so gebeur dit met vergifnis ook. As jy kies om te vergewe,
dan begin die Gees van God jou hart verander. So bid vir jou oortreders, seën hulle. En dalk as jy hierdie stappe volg, kan jy dalk hierdie weggesteekte vernietiger in jou lewe van bitterheid begin oorwin. En jy kan 'n lewe van vrede en vergifnis lei. So ek wil jou uitdaag, gaan dink 'n bietjie oor jou bitterheid. Ek wil jy verder uitdaag, gaan praat bietjie met die Here en sê vir hom, Here, wys my wat maak my dalk bitter, wat ek nie eers van weet nie. Want nie almal weet wat hulle bitter maak nie. Maar as jy voel jy het bitterheid in jou, iets wat jou vreugde stel, praat met die Here. Sal dit op swart en wit vir jou geteken gee. Ek is oortuig daarvan dat God deur die werking van sy Gees dit vir jou kan uitwys. Daar's so, ek gaan vra, kan ons dalk so 5 minute oor die tyd gaan, is nou half. Kan ons gou 5 minute vat? Ek wil graag julle met dalk na mekaar draai in gesels gou. Ons kan daar 'n stukkie vrae bygesit. Of het ek nou weer vergeet die keer as hy. Okay. Daar's 3 vrae. Ek wil julle net gou 5 minute gee voor julle gaan koffie kry. Draai gou na iemand toe of jy hulle ken of nie ken nie, as jy net met jou gesin wil gesels. Gesels gewoon daai 3 vrae. Net 5 minute. Wat is die oorsake van die huidige toename in konflik en bitterheid in die samelewing? Hoe kan ons persoonlik en as gemeenskappe werk om bitterheid en konflik te verminder? En watter rol speel geloof en geestelike praktyke in die hantering van bitterheid? 5 minute is hopeloos te min, so waar jy is, kies gou een van daai 3 waaroor jy voel jy wil praat. Moet nou nie 5 minute vat om te besluit oor watter een jy wil praat nie. Kies vinnig en dan gaan ek, as die gesprek nog aan die gang is, gaan gerus met koffie aan na die tyd. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here Jesus, ons het vanoggend gesels oor iets wat regtig moeilik is in 'n mens se lewe. Iets wat ons partykeer nie eers van weet nie. Ons is dalk net bewus van die vrug van dit in ons lewe. Here, my gebed is, en ons vra vanoggend vir Here, laat die Gees in elkeen van ons lewens werk om die bitterheid vir ons uit te wys. Vir ons te wys wat die wortels is wat dit in ons lewe veroorsaak, sodat ons die lewe kan leef wat U beplan het vir ons, 'n liefdevolle lewe, 'n vreugdevolle lewe, 'n lewe met goeie verhoudings en nabyheid aan U. Here, ons erken as gelowiges vanoggend dat ons kan nie hierdie woede en bitterheid uit ons lewe kry sonder U kragtige werke nie. En daarom nooi ons U vanoggend om deur U Gees dit vir ons te kom wys. Mag die Here jou in hierdie week seën met insig in jou eie lewe. Mag die Here jou seën sodat jy kan sien waar bitterheid in jou lewe heers. Mag hy jou seën met die krag om dit te oorkom. Mag die Here jou ook seën met krag om ander te help en te lei daar waar hulle met bitterheid sukkel, sodat hy jou as 'n instrument kan gebruik om 'n bevryder te wees, sodat hulle ook vryheid in Jesus kan beleef. Die Here seën jou en die Here gaan jou vooruit. Die gemeente van die Here sê saam, Amen. Lekker koffie drink.